Geagte vriende, ons leef in 'n tyd wat mense niks meer met God te doen wil hê nie. Hulle wil eerder hulle eie raad volg en hulle wil wegdraai van God af. Daar's net een uiteinde en dis chaos. Die oomblik as jy van God af wegdraai, dan is daar chaos. My naam is Rassie, ek is 'n dominee in Ierland en nou kom ons praat 'n bietjie daaroor. Jeremia het hierdie gedeeltetjie in Jeremia 17 wat hy juis hieroor praat. Hy van vers 5 tot 8 sê nie die volgende. Hy sê, so sê die Here, vervloek is die man wat op mense vertrou, wat in mense sy krag vind, maar sy hart draai weg van die Here af. Hy sal wees soos 'n jeneverstruik in die Araba. Hy sal dit nie opmerk wanneer die goeie kom nie. Hy sal tuis wees op dorplekke in die woestyn, op brakgrond. Wat beteken dit? Beteken doodgewoon, as jy sonder die Here wil leef, dan eindig jy met soveel verwoesting, dat lewe onmoontlik is, of laat lewe haglik is. As jy nou regtig hel op aarde wil hê, dan moet jy probeer om sonder God te leef. As jy regtig onmoontlike omstandighede vir jou en jou kinders en jou kleinkinders wil hê, loop weg van God af. Dit sal jy kry. Daar's nie eers daar's nie so 'n storie daaroor nie. Dis wat jy sal kry. Ons leef in 'n wêreld waar mense so graag op hulle eie politieke idees, hulle eie tegnologie wil hulle hoop wil sit, dat hulle nie meer God se wette volg nie, gaan nie meer kerk toe nie, wil nie meer in sy weë wees nie. Die wêreld druk ons in daai rigting om van God ontslae te raak. Vriende, 'n wêreld sonder God is 'n verskriklike plek, 'n chaotiese plek waar niks leef nie, niks groei nie, niks kan bestaan nie. Dis die wêreld wat ons al klaar sien besig is om te gebeur. 'n Onmoontlike wêreld waar mense so vir mekaar haat en so afkeer in mekaar het, laat die lewe het hel geword. Dis die wêreld wat jy soek as jy niks met God te doen wil hê nie. Aan die ander kant, as jy met God wil saamleef, en nou wil ek sê, ja, die kerke het baie foute gemaak in die verlede. Dominees het baie foute gemaak in die verlede. Maar dis nie te sê, omdat die kerk foute gemaak het, dat God nou uit die wêreld en uit die samelewing moet verdwyn nie. Dis nie God wat al die moeilikheid in die kerke gemaak het nie, dis mense, sondige mense. Maar ten spyte van die sondige en gebroke kerke, was die samelewing daarom nog altyd leefbaar, want die kerk kon ook sy eie foute agterkom en leer daaruit, en tot bekering kom. Mense en dominees en wat ook al kon daarom hulle foute sien en veranderinge aanbring, korreksies aanbring. Maar in 'n wêreld waar God nie meer is nie, vriende, is daar geen terugkeer nie. As God nie daar is nie, is dit verby, daar is nie terugkeer nie. Niemand gaan sê ek is jammer oor dit of ek is jammer oor dat of ek gaan beter probeer sin volgende keer nie. Dit sal absolute hel wees. Met 'n gebroke kerk, met 'n gebroke dominees was die samelewing wat daarom geneig het, gejaag en God nagejaag het en sy woord nagejaag het, was daarom 'n plek waar jy kon leef. En dis presies wat hier staan in die volgende gedeelte, nie? Geseënd is die man wat op die Here vertrou, wie se vertroue die Here is. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is langs water, wat sy wortels uitstoot na die voor van water nou. Hy merk nie eers op as die hitte kom nie, sy blare bly groen, in 'n jaar van droogte raak hy nie angstig nie, en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Wat staan hierso? Hierdie boom, hierdie groen boom, bring lewe vir almal, vir sy hele gemeenskap, vir sy hele land, want hy's groen en hy dra vrug, hy gee koelte, daar's lewe, daar is vooruitgang, finansiële vooruitgang, vriende, kommersiële vooruitgang, mense kan leef, hulle kan werk hê, hulle kan groei, hulle kan hulle eie ding doen, kinders kan floreer. Dis die wêreld wat ons het. Al is dit 'n gebroke wêreld, maar dis die wêreld wat God vir ons gee. Moenie wegloop van God af nie. Al het jy baie verskonings, daar is eintlik nie verskonings om weg te loop van God af nie. Moet dit nie doen nie. Die uiteinde is
swart, verskriklik swaar. Die woestyn, daai plant, die jeneverplant, is nie dorings en skibbe. Daar's niks verder aan hom nie. Kan nie eers eet van hom nie. Mense kan nie leef van hom nie. Diere kan van hom nie leef. Hy bring niks, hy bring nie dood. 'n dorre land, dis wat jy wil hê? Is dit jou plan? Dit wat jy vir jou kinders en jou kleinkinders wil najag? Nee, vriende. Eerder 'n gebroke samelewing waar God geëer word, waar God aanbid word, waar sy reëls gevolg word, daar sal die boom groei. Daar sal jy kan floreer. Moenie die fout maak om saam met die wêreld te probeer om God uit die samelewing te verwyder nie. Baie mense sê, kom ons verwyder God en ons bou ons eie nuwe samelewing met ons eie waardestelsel uit onsself ontwikkel. Dan sal ons floreer. Dit gaan nie gebeur nie. Dit gaan nooit gebeur nie, vriende. Dit is onmoontlik. Die mens het nie die vermoë om sy eie wêreld te bou nie. Dit sal chaos wees in elk geval. Die dood vir almal. Amen. Hemelse Vader, dankie vir hierdie woord. So belangrik. Ons kan nie die wêreld aanpak sonder U nie. Here, help ons om terug te keer ten volle, pens en potjies, om U te aanbid, U te volg, U disippels te wees, U verteenwoordigers te wees op aarde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.